Ons wonderlike hemelse Vader, ons eer U en ons aanbid U in hierdie môre, dat U in U groot liefde vir ons, U Seun Jesus Christus gegee het, wat aan die kruis kom sterf het vir ons sonde, om U liefde aan ons te openbaar, vergifnis te skenk van hierdie, Here, groot en gruwelike dade wat ons teen U gepleeg het, en dat U vir ons ook vergifnis skenk, en dan die Heilige Gees, wat ons leer en lei in die waarheid. Baie dankie vir U wonderlike woord, wat vir ons leer wie U is. Die woord leer ook vir ons wie ons is, en hoe ons met U versoen kan word. En daarom, Here, is die evangelie niks anders as die goeie nuus aangaande Christus Jesus, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, en dat niemand by God die Vader uitkom behalwe deur hom nie. Here, ek pleit dat U ons as gemeente sal leer hoe groot ons sonde en ellende is, maar dat U vir ons ook sal leer hoe groot U genade, ontferming en liefde oor ons is. Leer vir ons, Here, dat ons in heiligheid moet groei en toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus. En Vader, help vir ons as gemeente, om dan ook in hierdie donker wêreld uit te gaan, om vir ander te vertel van hierdie Here Jesus Christus. Dis ons taak, dis ons roeping, dis die enigste opdrag wat U ons gegee het, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse nasies. Die ganse mensdom, elke persoon van elke nasie, taal, volk en stam. En dan lees ons daar in Openbaring 5 vers 9, toe hulle die loflied in die hemel sing, het hulle gesê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U het ons met U bloed gekoop uit elke nasie, taal, volk en stam. Wonderlike Here, ons sien uit na daardie dag, wanneer ons by U gaan wees in U heerlikheid. Vir die interimtyd bid ons vir getrouheid, ons bid vir waaksaamheid, Here, ons bid vir toewyding, ons bid vir geestelike dissipline, ons bid dat ons elke dag die goeie stryd sal stry, die wedloop sal voleindig, sodat ons dan ook die geloof kan behou. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ons gaan hierdie pragtige lied staande saam sing. Daar is 2 versies. Aan God al die eer, hy wat wondere doen, ons skulde deur Jesus se kruisdood versoen, ons sondes vergewe, dat ons kan vergeef, ons met hom laat sterwe om met hom te leef. Daar's 2 verse, kom ons staan, dan sing ons dit saam. Nou vriende, ek vra verskoning dat daar so 'n bietjie 'n probleem nou is met die aanbieding hierso. Ons het vanmôre 'n verstelling gedoen om dit inpas by die dataprojektor en toe dit al die skyfies nou kleiner gemaak. So hier en daar gaan daar oorvleeling ook wees. Ek het gesien in een van die skyfies, so vra verskoning daarvoor. Maar kom ons kyk, ek glo almal se oë is goed. Vanmôre kry jy gratis oogtoets. Ons gaan nie vir jou sent vra daarvoor nie. En as jy nie kan sien nie, dan moet jy by die oogarts uitkom.
So as jy kan sien, is alles reg en goed, dan gaan jy aankomende verkeer sien en al die dingetjies wat ons elke dag mee te doen kry. Maar vriende, vanmôre is ons by ons derde boodskap van Psalm 51. Ons het al so deur die afgelope 18 maande deur die psalms gewerk en ook deur die boek Genesis. Alternatiewe Sondag werk ons deur die een en dan deur die ander en soms ook soos by hierdie psalm werk ons vir 3 weke deur hierdie psalm. Eerste keer dat ek vers vir vers deur Psalm 51 werk. Maar die gedagte is net vir my gewees toe ek begin het met hierdie psalm. Ek kon hom nie aanbied soos al die ander psalms en die preek voorberei soos al die ander psalms nie. Vir die eenvoudige rede is omdat Dawid so geweldig baie inligting hier deurgee en soos Dr. John MacArthur ook gesê het, van al die psalms was dit een van die psalms waar hy seker die meeste na toe teruggegaan het, wat hy deur gebid het en voor die Here bely het en vir die Here gevra het, Here, leer my om heilig te wees soos U heilig is. Die grootste probleem waarmee u en ek vanmôre sit, is ons sondeprobleem. Nie finansies nie dit wat in Suid-Afrika aan die gang is nie ons korrupte regering nie al die slaggate en die paaie nie. Ons grootste probleem is onsself en ons sonde, waarmee ons elke dag worstel. Dink aan vanmôre, dit is nou 10:15. Hoeveel keer het u in hierdie môre al geveg in u gedagte teen sonde? Hoeveel keer het daar dinge al oor jou pad gekom vanmôre in hierdie paar ure wat jy die duiwel moes weerstaan het? Hoeveel keer het jy al geval vanmôre? En dis die hele groot gedagte waarmee ons besig is dat Psalm 51 leer vir ons om konstant ons lewe voor die Here te stel en te sê, Here, heilig my soos U ook heilig is. Nou, ons gaan vanmôre so 'n bietjie net 'n oorsig hanteer, die gedagte van die ware berou en belydenis, 'n wegdraai van sondes wat God in ons werk. Die eerste boodskap het gegaan oor Dawid se sonde. Ek het vir u gesê, het was gruwelike sondes. Hy het met Batseba gesondig, hy het Uria vermoor of laat vermoor. Die Bybel sê vir ons, hy het hierdie sonde probeer wegsteek. Verskillende dinge wat Dawid gedoen, en ek het vir u gesê, vriende, al is ons sonde miskien nie so groot soos die van Dawid nie, is ons nog steeds skuldig voor die heilige God. Baie belangrik dat ons dit sal sien. Dawid se sonde is ook maar typerend van die lewe van my en van jou. Miskien nie in die mate van boosheid wat Dawid gedoen het nie, maar Christus het gesterf vir sonde. En vriende, enige sonde is wanneer ons God se volmaakte wet en sy woord eenkant skuif. Ek het vir u gesê, God se karakter was die basis vir Dawid se gebed en smeking om vergifnis. Dawid het besef en geweet hy verdien niks nie. Die twee punte het redelik saam geloop, en ek vir u gesê, die belangrikheid wat ons hier moet sien is, dat Dawid het na die Here gegaan en vir die Here gesê het, Here, dis omdat ek so wonderlik goed is, dat u my moet vergewe, omdat ek koning is van Israel nie. Dawid kom na die Here en hy vra vir vergifnis, juis omdat Dawid geweet het, op grond van die genade en barmhartigheid van Christus, en Christus se genade en barmhartigheid alleen, kan hy om vergifnis vra vir sy sonde. Ons het 'n bietjie gekyk na sy uitroep, verlang en begeerte na totale vergifnis. Hy het die Here gebid dat die Here vir hom sal vergewe, dat die Here vir hom genadig en barmhartig sal wees. Ons het gekyk na sy sonde was primêr teen God gepleeg, die groot gedagte wat ons hier raak gesien het. En kom ons kyk gou, daar is nie plekkie vir die mensies nie, asseblief. Kom ons skuif gou op. Skien net gou plekkies daarso. Daar sê baie dankie julle. Ons het daarom nou net weggespring. Daar sê die 6ste gedagte was die erken sy morele onvermoë om self weg te draai van sy sondes. Vriende, ek het vir u gesê, dis belangrik dat ons dit sal raak sien. Ons het nie die vermoë om weg te draai van sonde nie. Die Bybel sê van nature wil ons sonde doen. Van nature neig ons na die sonde. En sien ons ook hoe Dawid sy morele onvermoë erken om weg te draai van sy sonde. Hy bid vir liggaamlike en geestelike herstel. Ek het vir u gesê, as ons kinders van die Here is, dan raak ons sonde ons nie net in ons siele nie, maar ook in ons liggame. Ek het vir u gesê, dit beteken nie dat almal wat siek is, het gesondig nie. Uiteindelik sal die gedagte van die dood deel word van ons lewe deur die sondeval. Ons het daarvan geleer in Genesis 3, en wat die Bybel vir ons sê, die loon van die sonde is die dood. Maar die gedagte hier is, Dawid was siek omdat hy gesondig het. Hy het soveel angs en soveel pyn in sy lewe beleef, dat hy liggaamlik begin agteruitgaan het. En daarom bid hy ook, en ek het vir u Jakobus 5 baie duidelik in verband gebring met hierdie gedagte. Die Here sê, as ons siek is, kan ons mense kry om saam met ons te bid, om vir ons te bid, en dan ook moet ons sondes bely as ons sonde gepleeg het. Belangrik om te sien, dat 'n kind van die Here se sonde raak sy hele menswees aan. Die 8ste gedagte bid dat die Here weer
aan hom sy vrede en sy vreugde sal gee. Dis nou net wat ons alreeds hanteer het, die 8 gedagtes. Vanmôre kom ons by die laaste 14 gedagtes uit, minus hierdie 8 en nog 2. OK. So ek vra verskoning dat die bord nou bietjie de mekaar geraak het, maar kom ons kyk wat ons kan doen en kom ons lees uit Psalm 51. Ek hoop ek kan sien wat hier staan. Kom ons lees. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid toe die profeet Nathan na hom gekom het nadat hy by Batseba ingegaan het. Hy sê: "Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, jy het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Onsondig my met hisop, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen behaag, of u het geen lus in slagoffers nie, anders sou ek dit gee. In brandoffers het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion, na u welbehaag, bou die mure van Jerusalem op, dan sal u 'n welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op u altaar. As u na afloop van die diens vir my u persoonlike oogarts se nommer gee, sal ek nie aanstoot neem nie. Ek sukkel baie keer om hierdie klein woorde te lees. Ek wil vra, kan ons Kobie, wil jy net vir ons bietjie om instel dat hy net bietjie duideliker is nie? Weet nie, is hy duidelik genoeg? Hy boonste, ek dink is die boonste enetjie. Ons het ongelukkige verstelling gedoen voor die tyd en dit lyk amper of hy nie heeltemal mooi reg is daar nie. As amper as hy. Baie dankie. Nou vriende, ons teks van oordenking vanmôre is Psalm 51 vers 3. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. En ons tema vanmôre dan is ware berou en belydenis. Ja, 'n wegdraai van sonde is wat God in ons werk. Ware berou en belydenis. Ja, 'n wegdraai van sonde is wat God in ons werk. Nou vriende, ek dink die meeste van u ken het, gehoor al van die man Martin Luther. Nou, dis nie Martin Luther King, die Amerikaanse politieke aktivis wat ek dink in die jare 60 so 'n bietjie opskudding gemaak het nie. Martin Luther was die man gewees, 'n Rooms-Katolieke priester, wat in 1517 die 95 stellings teen die Wittenbergse kerk deur vasgespyker het, om ook sy misnoë met die Rooms-Katolieke kerk dan te kenne te gee. Om vir hulle te sê, luister, die paus is nie God nie, sy kardinale is nie die absolute gesag van die Here nie, die woord kan nie uit die mense se hand geneem word en net die kerk verklaar die Bybel nie, maar dat elke liewe persoon die Bybel in sy hand moet hê. Nou, ek glo saam met my saamstem dat Martin Luther glad nie 'n gewilde man was in Rome nie. Hy het klas gegee op hulle universiteit, die studente was mal oor hom gewees, juis oor die gedagte omdat hy bereid was om sekere dwaalleringe aan te spreek. Maar dit het gebeur dat hulle dan ook 'n prys op Martin Luther se kop gesit het. Hy's uit die kerk verban en Martin Luther moes vlug vir sy lewe. Jy kan miskien vra, maar hoe pas dit by vanmôre se boodskap in? Baie interessant, dit wat ek ook gelees het in hierdie week, is dat Martin Luther glad nie oor die weg gekom het met die paus nie. Nou, dis nie, ek wil amper sê, nuus wat u nie verwag het nie. Ek is ook nie baie gewild in die vorige kerkdenominasie waar ek was nie, ek probeer nou nog uitfigure hoekom, maar die hele gedagte is net,
Martin Luther was nie baie gewild by die paus gewees en by sy kardinale nie. Maar toe Martin Luther op 'n stadium oor sy eie lewe skryf, toe sê hy die volgende. Hy sê, I am more afraid of my own heart than of the Pope and all his cardinals. I have within me the great Pope self. Dit was my so treffend gewees dat Martin Luther 'n absolute vyand van die paus was en die paus van Martin Luther, maar toe hy na sy eie hart kyk, toe sê hy, my hart is meer boos en vol bedrog as wat die paus ooit kan wees. En vriende, dit is 'n gedagte wat vir my so getref het, want die meeste mense reken hulle is goed in die rent. Die meeste mense reken dat in hulle hart is daar eintlik meer goedheid as slegheid. Daar is meer goeie werke as bose werke, en soos 'n man vir my gister gesê het, hy sê, ek is eintlik nie so slegte mens nie. Daar's eintlik baie goed in my. En toe besef ek net weer, dis presies wat Martin Luther by uitgekom het, en ook wat Dawid by uitgekom het, en baie kinders van die Here alreeds by uitgekom het. Die man Dr. Alistair Beck, ek weet, daar's baie mense wat nie baie van hom hou nie, en daar is dinge wat hy al gesê het, dat ek ook nie mee saamstem nie, maar het in een van sy preke die volgende gesê. Nou, hy was baie jare of is nog steeds in die bediening, al seker vir 50 jaar, en hy sê die mens wat hom die meeste probleme in sy lewe gegee het, was hy self gewees. Dink mooi vanmôre aan wat ek sê. Ons soek altyd die fout by ander mense. Jy het my te nagekom, jy het hierdie ding gesê, as jy nie dit gedoen het nie, sou ek nie so opgetree het nie, en uiteindelik moet ek uitkom by my eie hart wat voor God bedrieglik is, voor God sondig is. En vriende, daarom sit ons met die probleem vandag, dat ons onsself wil laat geld, en ons besef nie hoe boos en sondig ons harte is nie. En dit bring ons by Dawid uit. Dis presies waaroor Psalm 51 gaan. Deur al Dawid se psalms sê hy vir ons baie duidelik, hoe boos en sondig sy eie hart is. Hoe sy hart teenoor die Here gerebelleer het. Hoe Dawid dikwels dinge gedoen het wat lynreg teen God se woord was. Hy het van beter geweet, maar nog steeds die verkeerde weg ingeslaan. En hoe hy geroep het om genade. En dis waaroor hierdie psalm gaan. Want my en jou hart, vriende, is nie beter as die van Martin Luther, as die van Dr. Alistair Beck, as die van Dawid, en dan sal ons later ook sien van die apostel Paulus nie. Hoor gou wat sê koning Dawid in Psalm 25 vers 7. Hy sê, dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na u goedertierenheid om u goedheid ontwil, o Here. Wanneer laas was u voor die Here en vir die Here gesê, Here, dankie dat u my nog verdra op hierdie aarde wat u geskaap het. Ek is 'n gas op u aarde en u weet ook in hierdie week teenoor u gerebelleer het. Dankie dat u my gespaar het. Dankie dat u vir my genadig en barmhartig is. Hoeveel van ons ouer mense het al uitgeroep in hierdie week, Here, dink nie aan my sonde van die verlede nie. Here, dink nie aan my opstand, my ongeregtigheid. Die klaagliedere wat ek voor u sing, die murmureringe, die ondankbaarheid, dat ek u dien sonder blydskap en vreugde. Here, dink nie aan die sondes van my jonkheid nie. Hy sê in Psalm 32 wat baie nou is, of nou saamgelees kan word met Psalm 51, hy sê, wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Nou ons as man sal nogal goed kan assosieer hiermee. Ons is baie keer soos 'n duintjie, né? Soos die ou wat by ons werk sê. Ons dink baie keer nie soos die Bybel vir ons sê nie, ons is baie keer halstarrig, ons is baie keer in ons eie gedagte vasgevang en ons doen wat ons wil, om later maar net in berou vir die Here te sê, Here, ek is jammer dat ek sonder verstand opgetree het. Die Bybel sê, wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel, as hy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Vriende, dit is presies wat Dawid se gesindheid was, soos Martin Luther, soos Dr. Alistair Beck. So kom Dawid en hy sê, luister, my grootste probleem is ek self. En dan kom Paulus met die woorde daar in Romeine 7, dit echo die woorde van hierdie manne wat ek nou genoem het. Hy sê, want ek weet, hy is nie onseker daarvan nie, hy twyfel nie daaroor nie. Hy sê, want ek weet, dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Wil u weet waarom die Here die huwelik ingestel het? Nou ek het nie gaan vra nie, met baie respek en eerbied gesê, as 'n mens dit sê, dan dink mense, nou wat het hy uitgevind?
Ek het maar net die Bybel gelees en so 'n bietjie een en een bymekaar gesit en dit het 2 geword. Die hele gedagte is maar net, die Here die huwelik ingestel sodat hy ons eie harte aan ons kan openbaar. Die man dat hy sy hart sal sien, die vrou haar hart sal sien, en die meeste huwelike sit met die probleem dat die man heeltyd vir die vrou die skuld gee waarom hy is wat hy is en doen wat hy doen, en die vrou vir die man, en hulle beleef nie vreugde in die huwelik nie. Waarom nie? Want hulle besef nie hoe boos en bedrieglik en sondig hulle eie harte is nie. In my en jou hart woon niks goeds nie. Hoor wat sê die apostel Paulus, hy praat nou met geredde mense, weergeborenes. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Hoeveel keer het jy al in die môre opgestaan en vir die Here gesê, Here, vandag gaan ek nie kwaad word nie. Ek bid U, help my deur U Gees, stel my in staat, as daai taxi voor my inry, dat ek vir hom sal groet met die liefde van Jesus. En die eerste een gaan goed. En die tweede ene, wanneer hy uitswaai vir 'n pothole en jy swaai uit vir ene, dan vergeet jy van wat jy vanmôre vir die Here in die studeerkamer gesê het. Nou, ek moet die illustrasie tog net vir u noem. Dit is my altyd so goed, Renier wat in ons gemeente is, en ek noem sy naam. Hy het vir myself vertel, nou, hy sit maar met ons almal, of dieselfde temperament as ons almal het. Partykeer 'n bietjie kort van draad. En hy sê, hy ry die môre werk toe. Oggend vroeg ry hy werk toe, hy sê, en die volgende oomblik stop daar 'n taxi reg voor hom, en ek het net klaar oor hierdie gedagtes gepreek by die erediens. En hy sê, hy gaan stop met sy bakkie langs daai ou, en hy maak sy venster oop. En daai ou draai nogal sy venster af, en hy kyk hom so. Nou Renier kyk hom so met daai grys kop, hy sê vir hom, ek is lief vir jou. Daar's daai man se wind uit sy seile, en daar gaan hom Renier werk toe met vreugde in sy hart. Nou ek sê nie hoe wat te doen by elke geleentheid nie, maar onthou net een ding, om te wil is daar, ons wil graag die regte doen, maar ons doen dit nie altyd nie. Vers 19, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En nou bly Paulus nie daar en hy sê, ag, nou is ek tevrede daarmee, nou doen ek maar die sonde en ek regverdig myself nie. Nee, hy sê in vers 24, ek elendige mens. Want vriende, sonde maak jou elendig, dit maak jou droewig, dit maak jou bekommerd, sonde het 'n effek op jou siel, op jou wese. Paulus sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Sy antwoord is nie 'n 5-punt plan wat ek vanmôre gaan gee nie, is nie 'n 7-punt plan wat jy kan in jou kas se deur plak en elke môre die punte volg nie. Hy sê nee, ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Eenvoudig wat die Bybel sê, ons moet elke dag vir die Here sê, Here, hier is ek. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. En dit is vriende die inleidende gedagte van vanmôre se boodskap, want ons gaan nou aangaan met Dawid se gebed. En ons gaan kyk na die paar gedagtes wat nog oorbly, om vir u te wys dat ons grootste stryd is met ons eie wese, met ons eie menswees, met ons eie sondige probleem, en hoe ons ook vir die Here vergifnis kan vra, en wat ons ook van die Here kan afbid. Die volgende gedagte is, Dawid pleit dat God sy gees nie van hom sal wegneem nie. Dis die 9de gedagte, soos u sal sien, Dawid pleit dat God sy gees nie van hom sal wegneem nie. Psalm 51 vers 12 sê Dawid, skep vir my 'n rein hart o God en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Nou vriende, jy sal weet, een van die dwaalleringe wat in my vorige kerkdenominasie hoogtyd gevier het, was die tweede genadewerk of hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees, soos mense dit noem. En ek onthou op kweekskool het hulle vir ons geleer dat die Heilige Gees in die Ou Testament sporadies insidenteel gewerk het. Met ander woorde, hy het in niemand se hart kom woning maak nie. Maar dan gebruik hulle hierdie vers om te sê dat die Here op 'n stadium al die sonde, wortel en tak, uit my hart kom uithaal en my dan 'n nuwe hart gee. Dan sondig ek nie meer van binne af nie, maar nou kom die sonde van buitekant af. Nou ek probeer om hierdie dwaling vir u te verduidelik, en ek het besluit om eerder maar nie verder aan te gaan nie, want dit help nie ons probeer iets in die skrif lees wat daar nie is nie. Dawid bid nie hier dat die Here die wortel en die tak van sy sonde wegneem nie. Dawid bid nie hier dat die Here een of ander werk moet doen waar hy nooit weer van binnekant af 'n begeerte na sonde sal hê nie. Wat doen Dawid hier? Wat bid hy hiervoor? Wat is die gedagte hier eenvoudig? Die ander vrees wat na vore kom, wat mense dikwels sê, is dat die Here sy gees van ons as sy kinders nou wegneem. Met ander woorde, ek kan gered wees, dan is ek nie meer gered nie. Dan is ek gered, dan is ek nie meer gered nie. Is dit wat Dawid na verwys? Kom ons kyk vanmôre, want ek dink nie, dis een van die twee gedagtes nie.
Dawid is eenvoudig besig om sy sondes te bely. Hy sit nie met 'n belydenisskrif van 'n kerk wat duisende jare later opgestel is, deur skrif buite verband te vat en dan een of ander leerstelling te formuleer nie. Glad nie. Dawid is in 'n toestand waar hy voor God buig oor sy sonde wat hy gepleeg het. En luister vriende, Dawid hier eenvoudig bid. En hierdie gebed was nie 'n vrees van Dawid dat hy sy saligheid, sy kunskap of sy redding sal verloor nie. Dis duidelik in die konteks en ook as 'n mens die ander gedeeltes in die konteks van die Hebreë Bybel gaan lees, dat wat Dawid wel hier bid is, dat in die Ou Testament het die Here sy kinders gesalf vir dienswerk. En Dawid het gevrees dat die Here sy gees sal wegneem vir die taak en die roeping en die diens waartoe hy hom geroep het om as koning te heers. Kom ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde gee in die Bybel, dan sal jy agterkom dat die Here sy heiliges in die Ou Testament toegerus het vir dienswerk, en dit werk nie anders te by ons in die Nuwe Testament nie. Ek gaan vanmôre dit vir u wys. So Dawid bid in die 9de plek, die 9de punt wat ons vanmôre hanteer, dat die Here sy gees nie van hom sal wegneem nie. Eenvoudig, Here, U het my toegerus vir hierdie taak, U het U gees oor my vaardig laat word, U gebruik my as koning in Israel, ek pleit by U, neem U gees nie van my weg nie. Daar in Numeri 11 vers 17, sien ons toe Moses hierdie geweldige las van die volk gehad het om te dra, al die berading wat hy moes doen, al die raad wat hy moes gee, sake wat hy moes aanhoor, het hy moedeloos geraak, en die Bybel sê vir ons, Jethro, sy skoonpa, kom gee goeie raad aan hom. Skoonpaas, luister, gee goeie raad aan jou skoonseuns. Want Jethro kom na Moses en hy sê vir hom, Moses, die ding wat jy doen is nie reg nie. Jy gaan jouself uitbrand. Jy gaan te moeg raak. En Moses gaan na die Here en vra vir die Here vir wysheid, en hoor wat sê die Bybel, dan sal ek die Here neerdal en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê. Sê vir my, hoeveel mense was hier gewees? 70 ekstra ouens wat Moses sou help. So die Here sou van die gees wat op Moses was, afsonder en op hulle lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. So dis wat Dawid vrees. Here, moenie U gees van my wegneem nie, want ek kan nie sonder U hierdie koninkryk, hierdie werk, hierdie roeping uitleef nie. Ek kan dit nie doen nie. As U my nie gaan in staat stel nie, is alles te vergeefs. Nou vriende, ons sien dit daar baie duidelik in die lewe van Saul. Ons sien hoe dat die Here deur die diens van Samuel vir Saul as koning gesalf het, maar ons weet dat die Here wat vir Saul gesalf het vir dienswerk, ook later sy gees van hom weggeneem het. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat Saul deur sy aanhoudende ongehoorsaamheid, dan ook sy koningskap verloor het, en die hartseer dat hy in dwaasheid en skande gesterf het. Hoe het Saul gesterwe? Wie kan gou vir my sê? Hy het selfmoord gepleeg. Hy het in sy swaard geval. Die Bybel sê hy het in skande gesterwe. Waarom? Omdat hy God se gees bly bedroef het. Dis wat Dawid bid. En ons kom nou by u uit wat vanmôre hier saam met my sit en by myself wat met die Here wandel. U sien, Dawid se gedagte was nie gewees dat hy sy saligheid sou verloor, dat hy nie meer 'n kind van die Here sal wees nie. Maar wat hy gevrees het as die Here nie sy gees sal wegneem en hy hierdie koninkryk alleen moet bestuur sonder die wysheid, die insig, die genade wat die Here hom gee nie. Nou vriende, in die Nuwe Testament lees ons dat God se gees in ons woon en ons daagliks toerus vir dienswerk. So wat ons as kinders van die Here voor die Here moet bid is dat die Here vir ons genade sal gee, dat ons sy gees nie sal bedroef en deur sonde hierdie gees van hom in ons lewens en die werking van sy gees sal stilmaak nie. Die Here is baie duidelik daaroor dat ons as sy kinders sy gees ontvang het. Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. God se gees woon in ons as God se kinders. Johannes 16:13. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal net homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. As iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Vriende, dis wanneer ons sondig, dat hierdie waarskuwing duidelik na ons kom, Efesiërs 4:30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Ek weet nie van u nie, maar ek het al dikwels vir die Here gesê, Here, neem asseblief u gees nie van my weg nie. Here, u weet ook, ek bedroef het deur hierdie antwoord wat ek gegee het, of miskien hierdie ding wat ek gedoen het, of hierdie gedagte wat ek bedink het, of die nalatsondes in my lewe. Here, hoe kan u my nog verdra? Hoe kan u nog lief wees vir my? Dan herinner die Here my daaraan dat hy sy gees nooit van ons sal wegneem nie. Maar sy gees se werking in ons kan minder word, en dikwels lees ons die Bybel ook dan nie meer so getrou nie, en ons is nie so getrou in die onderlinge byeenkomste, ons is nie meer getrou in dit wat God vir ons gee nie, en dan stoei ons met hierdie goed in ons harte, en ons wonder baie keer, is ek nog kind van die Here? Behoort ek nog aan hom? Dan wil ek vanmôre vir jou kom bemoedig, in die eerste plek, dat Dawid nie sy saligheid kon verloor het nie, maar hy die werking van die Gees in sy lewe gestuit. Hy het die Gees bedroef, en daarom het hy dit beleef en ervaar in sy lewe. Kind van die Here, ek wil vanmôre vir jou sê, moenie met sonde in jou lewe aangaan nie. Dit bedroef die Gees. Dit maak die werking van die Gees in jou lewe stil. Jy lees die woord, maar dit beteken nie meer vir jou werklik wat dit beteken het nie. Daar is nie meer hierdie toewyding aan die Here en hierdie tye van gebed en verkoking by sy aangesig nie. Daarom neem hierdie waarskuwing ter harte. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, want die Gees van God is die een wat in ons woon om te werk, sowel as om te werk na die welbehae van die Here. Hy is die een wat ons veilig in die heerlikheid sal aanbring, en dis presies wat Dawid voorbid, Here, neem u Gees en die werking van u Gees nie van my weg nie. Die volgende gedagte, die 10de gedagte, is Dawid se plegtige belofte aan die Here. Mens kan nou by jouself dink, wat se belofte maak Dawid aan die Here? En kom ek gaan vir u gou lees en dan vir u probeer verduidelik. Kosbaar toe ek dit raak sien. Hy sê, ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Luister gou vriende, wat gebeur hier? Is Dawid verlang om weer met vrymoedigheid aan ander te vertel van sy God. Want u sien, sonde bring vrees, sonde bring skaamte, huiwering en neem ons vrymoedigheid weg. Luister, as jy vanmôre met jou vrou 'n argument gehad het voor jy die huis gegaan het, en jy kom daar by die werk aan, wil jy nie oor die Here praat nie. Jy voel te skaam. Jy dink by jouself, jou huigelaar, jy's weg by jou huis en jy's ongelukkig met jou vrou. Nou wil jy vir hierdie man sê met hom bekeer tot die Here. En dis presies die gedagte wat Dawid hier sê is, sy vrymoedigheid was heeltemal weg. Hy het nie meer hierdie vrymoedigheid gehad om die evangelie van die Here Jesus Christus met mense te deel nie, want hy het met sonde in sy lewe gesit, en sy sonde was baie meer as 'n argument met sy vrou, of miskien 'n gedagte wat hy bedink het, of 'n daad wat hy gedoen het. Dawid het gesondig, gruwelik gesondig, egbreek. Hy het hierdie moord aangehelp van Uria. Hy het die sondes probeer wegsteek. Hy het sy mag misbruik, soos ek vir u genoem het in die vorige hoofstuk, of in die vorige boodskap. Nou Dawid sê, ek sal nie stil bly oor u wonderlike genade en vergifnis nie. Dis wat Dawid bid. Hy sê, Here, ek wil dit aan ander vertel. Ek wil 'n loflied sing tot u eer. U sien hierdie wonderlike en kosbare genades wat die Here ons skenk by vergifnis. Open my mond, Here, dat ek u lof kan verkondig. En wie kan gou vir my so vinnig so die wysheid sê, watter Nuwe Testamentiese voorbeeld is daar vir ons, wat so mooi inpas met dit wat die Here hier vir Dawid opgewek het om neer te pen? Hierdie gedagte van om te sê, Here, ek wil u lof verkondig. Dink gou aan die man Petrus. Kom ek vat u gou deur Petrus se lewe, dan sien u waarheen ek staan en hoe dit inpas by hierdie pragtige psalm van Dawid, waar hy die plegtige belofte aan die Here maak. Hy sê, Here, ek wil aan ander u waarheid verkondig. U sal onthou die man Petrus was baie selfvoldaan. Die Here sê vir hom, Petrus, jy gaan my verloon. Wat sê Petrus? Daar is nie 'n kans nie, Here. Al hierdie ander 11 sal u verloon, maar nie ek nie.
Hoor wat sê die Here vir Petrus? Maar ek het vir jou gebid, dat jy geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. So wanneer bid die Here vir Petrus, nog voor hy gesondig het, nog voor Petrus hom verloon het, bid die Here Jesus alreeds vir Petrus. Die Bybel sê vir ons dat Petrus geval het, en hy het gesondig, hy het die Here 3 maal verloon. Daar was nie iemand wat 'n swaard teen sy nek gehou het nie, dit was 'n diensmeisie. 3 maal sê hy ken hierdie man nie. Hy het met 'n eed gesweer, hy ken hom nie. Hy wil niks met die Here Jesus te doen gehad het, toe sy eie lewe op die spel was nie. Maar nou ken ons hierdie wonderlike visvang gebeurtenis in Johannes 21, kom ek lees vir u 3 keer, vra die Here vir hom, Simon Petrus, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy vra hom 'n tweede keer, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op, en hy vra vir hom vir 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Waarom sou die Here 3 maal vir Petrus gevra het jy my lief? Want Petrus het hom 3 maal verloon. Dis nie toeval hierdie nie. 3 maal het Petrus Jesus verloon, 3 maal vra die Here vir Petrus, het jy my lief? En ek wil jou vanmôre vra, as die Here by jou stil staan, en vanmôre vir jou vra, het jy my lief? Wat gaan jou antwoord wees? Almal gaan sê ja. Dan wil ek jou vanmôre vra, hoe lyk jou lewe? Want as jy sê ek het die Here lief, en hy's nie prioriteit in jou lewe nie, hy's nie nommer 1 in jou lewe nie, hy's nie die vernaamste in jou lewe nie, dan is ek nie eerlik voor die Here nie. Maar kom ons kom by die gedagte uit, Petrus verloon die Here, daarna kom die Here en hy herstel Petrus. Hoor wat gebeur in Handelinge 2 vers 14. Na Petrus se herstel het hy opgestaan en sy stem verhef en hulle toegespreek. David, toe hy sondig, toe sy doodstil, hy kan nie praat oor die Here nie. Hy's te skaam om te praat oor die Here, want hy weet sy sonde bring 'n skeidsmuur tussen hom en die Here. Toe hy herstel is, toe verkondig hy die lof van die Here. Dieselfde met Petrus. Petrus verloon die Here, Petrus is doodstil, die Here herstel vir Petrus, en die volgende oomblik preek Petrus, en die Bybel sê dat hy gepraat het oor Christus, nie oor homself nie. Hy sê in vers 36, laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En die Bybel sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En hy het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Wonderlik om te sien hoe die Here ook vir ons herstel bring. Ek wil jou vra vanmôre, getuig jy oor die Here Jesus Christus? Praat jy oor hom by jou werk, by jou huis, in jou buurt, tussen jou familie, of is jy doodstil, omdat jy weet en hulle weet hoe jou lewe is? Dan wil ek vanmôre vir jou vra dat jy Psalm 51 sal deurbid. Dat jy vir die Here sal sê, Here, ek wil sondaars u weg leer. Ek wil sondaars oproep om te wandel in u weg, want u het my vergewe en u kan hulle vergewe. Daarom wil ek vra, Here, dat u my tong sal losmaak. Ek maak die plegtige belofte aan u, dat ek 'n getuie vir u sal wees en vir ander vertel, dat Jesus Christus reinig van alle sonde. Sy kosbare bloed reinig ons van die grootste sonde wat ons kan doen. Voorlaaste gedagte, hy bid vir 'n opregte en sensitiewe hart. Luister gou, hierdie het my getref. Vriende, jy moet tog saamvolg. Dis aangrypend as 'n mens deur hierdie Psalm vers vir vers werk. Hy sê in vers 18, u het geen lus in slagoffer nie. Anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Wat wil Dawid hier sê? Onthou hy het in daardie tyd offers gebring. Jy bring jou lammetjie of jy bring een of ander dier, hulle slag hierdie dier, hierdie hele ritueel het plaasgevind, die same sein van die gelowiges was daar gewees, die volk Israel, ons weet, aanvanklik by die tabernakel, later by die tempel, en nou kom Dawid en Dawid sê, Here, as ek hierdie offer bring, en my hart is voor u nie reg nie, dan beteken dit niks. Dis presies waaroor hierdie gedagte en hierdie gebed van Dawid gaan. Hy sê, Here, lippediens beteken nie veel nie.
Dit help nie ek u dien u met my lippe terwyl my hart van u ver is nie. Luister, hy het ongeveer vir 1 jaar stil gebly oor sy sonde en het probeer wegsteek. Hy het nog steeds deelgeneem aan die gesamentlike aanbidding, die offers en rituele. Hoeveel van ons sit vanmôre hier wat in bewuste sonde lewe? Ons weet en God weet. Ons staan vanmôre vir hom skuldig. Maar ons sit Sondag hier, dit pla ons nie, niemand weet daarvan nie, dit kwel ons nie, dit kom, dit gaan, en ons sê niks daaroor nie. En dan wil ek jou vanmôre kom oproep om hierdie gebed van Dawid te bid. Here, help my dat ek sal besef dat my teenwoordigheid hier beteken net iets as my hart met u in harmonie is. As ek daagliks veg teen my sonde, as ek daagliks veg teen die begeerlikhede van die vlees, die wêreld en die duiwel. U sien, Dawid het besef, en hy bid dit daar in Psalm 51 vers 8. Hy sê, kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Wonderlik om te sien hoe die Here ook vir Dawid op hierdie plek gebring het, dat Dawid besef het, dat die uiterlike vertoon beteken niks, as daar nie 'n innerlike wandel met die Here is nie. Hierdie twee loop hand aan hand, dit is soos 'n hand en 'n handskoen. Die een kan nie sonder die ander nie. As ons sê, Here, Here, waarom doen ons nie wat die Here van ons vra nie? Ek lees daar in Hosea 6 vers 6. Want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerhande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. Jy moet onthou, in daardie tyd het dit hulle iets gekos om 'n offer te bring. Nou ons weet hoe duur is skaapvleis vandag, né? Ek wonder hoeveel van ons sou 'n skaap gebring het as ons vanmôre nog offers gehou het. Miskien een wat sy oog skeel was, of weet een wat sy been afgery was deur een of ander taxi, of iets in daai lyn. Dominee, kom ons offer hierdie ouetjie. Dan kry ons die offerhande klaar. Die gedagte wat ek vir u probeer deurgee hier is, dat hierdie mense 'n prys betaal in hulle godsdienst. Hulle het iets gegee om die Here te dien. En Dawid sê, ten spyte daarvan beteken dit niks as my hart voor God nie reg is nie. Daarom sê Jeremia 7 vers 22. Want ek het met julle vaders op die dag dat ek hulle uit Egipte land uitgelei het, nie gespreek nie. En hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. Vers 23. Maar hierdie saak het ek hulle beveel, naamlik, luister na my stem, dan sal ek vir julle God wees. En julle sal vir my 'n volk wees, en wandel net in die weg, wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Die oomblik toe Dawid sonde doen, toe sy verhouding met God versteur, sy verhouding met sy medemens versteur, daar's onvrede in sy siel, hy doen nog steeds al die dinge uiterlik, hy gaan deur al die rituele, hy's nog steeds by die offerhandes, hy's nog steeds by hierdie aanbiddingstye wat hulle gehad het, maar hy sê, Here, u weet my binneste roep uit. U weet my binneste voor u is nie reg nie. En ons sien hoe die Here vir Dawid herstel gegee het, vergifnis gegee het, genade gegee het en hom 'n baie sensitiewe hart kom gee het. U kan deur die psalms gaan lees. Die laaste gedagte vanmôre, en dit is amper iets wat vir my nie ingepas het in die psalm nie, ek het bietjie gaan navorsing doen daaroor, en wil ek vanmôre vir u die gedagte deurgee. Die laaste plek, Dawid bid dat die Here weer geestelike herstel, nie net vir hom nie, maar ook vir die volk Israel sal gee. Kom ek lees vir u die laaste verse. Hy sluit hierdie psalm af. Nou, wie van u het al deur Psalm 51 gewerk, 'n paar keer? Nou, meeste van u het seker agtergekom dat hierdie vers 20 en 21 pas amper nie in nie. Van die kommentaarskrywers sê dat hierdie 'n byvoegsel was later, en tog glo ek dat die Here goed gedink het om dit in die Bybel vir ons te gee. Daar staan, doen goed aan Sion na u welbehae. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u 'n welbehae in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op u altaar. Nou wat wil Dawid vir ons hier kom leer? Hy sê baie duidelik, vriende, in hierdie gedagte wat hy deurgee, 'n sonde raak ander mense. Ek het vir jou al baie keer gesê, die gesin is die gemeente in die kleine. So elke gesin vanmôre vorm 'n gemeente, en die gemeente gaan in die gemeenskap in om vir die Here iets te beteken. Luister mooi wat gebeur hierso. Is Dawid se sonde het miskien in die
in die kamer van sy paleis plaasgevind. Maar die effek daarvan was deur die hele volk Israel gewees. Luister, dit was nie net Dawid wat geraak was deur sy sonde nie. Urias vermoor, Batseba swanger, Joab die leerowerste het hierdie inhoud van die brief gelees en hierdie opdrag van die koning uitgevoer. Die Bybel sê ander manskap het gesterf in hierdie komplot van Dawid. En luister, die mense het begin praat. Urias dood, Batseba swanger. Hoe is dit moontlik? Sy word nie doodgegooi met klippe soos die Bybel sê moet gebeur nie, want die Bybel sê as daar hoerery plaasvind, moet die man en die vrou doodgegooi word met klippe. So die mense begin praat en ewe skielik kom Dawid agter, my sonde kan nie net in 'n hoek gebeur en ek maak dit toe daar en niemand weet daarvan nie. Dawid besef dat die hele volk Israel geraak word deur sy sonde. En as u die Bybel al noukeurig gelees het, sou u agtergekom het, daar is heelwat voorbeelde in die Bybel waar Dawid gesondig het en die volk was direk geraak deur sy sonde. Wat Dawid hiervoor bid is, Here, ek bid nie net vir my herstel nie, maar ook vir die volk, dat ons u weer sal dien in opregtheid van hart. U sien, Dawid se gebed hier is, dat hy as koning saam met die volk die Here sal dien in opregtheid van hart. Dat hulle geestelik saam sal groei en moreel rein sal lewe, dat hulle God sal eer en 'n getuie na buite sal wees. Dis waarvoor die Here Israel geroep het, om 'n getuie onder die heidense volke te wees. Dis waarom die Here ons roep as sy kinders, waarom ons kom red het, waarom ons kom wederbaar het, sodat ons nie stil sal bly en net sal duim vashou en hoop ons gaan by die hemel uitkom nie, maar om te weet ons is getuies vir die Here in ons woord, in ons wandel, in ons dade. Baie belangrik dat Dawid hierdie saak raak sien en ook daarvoor bid, dat die Here 'n nasionale herstel sal bring, nie net vir hom in die paleis nie, maar ook vir sy volk en die mense saam met hom. Psalm 122 vers 1, 'n bedevaartslied van Dawid. Hy sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is, soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. Dawid sê, vir te lank het ek stil gebly, vir te lank het ek my sonde weggesteek, vir te lank het die volk gelei onder my sonde, vir te lank het ons God bedroef deur ons boosheid. En Dawid roep hulle op tot herstel. Hy sê, Here, seën weer u volk en Here, laat die geregtigheid van u wet weer hulle deel word en dat hulle weer naby u sal lewe. Die apostel Paulus kom na die gemeente in Korinthe en sê vir my, was dit 'n maklike gemeente? Moeilikste gemeente in die Bybel, 'n gemeente wat met baie sonde besig geraak het. Paulus roep hulle op tot bekering. En nou kom Paulus en hy sê vir die gemeente, luister, julle het 'n invloed op die gemeenskap. Julle het 'n invloed op mekaar en op die gemeenskap. En nou bid hy hierdie woorde vir hulle. Hy sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Hy sê, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Ek wil vanmôre vir jou vra, en ek vra dit aan my eie hartsdeur, hoe lyk jou en my wandel met die Here? As jy vanmôre besig is met sonde, dan pleit ek by jou, dat jy deur Dawid se gebed sal werk en hierdie gebed sal bid en vir die Here sal vra om vir jou vergifnis te gee, jou bruikbaar te maak, die vreugde en die vrede van kindskap weer vir jou te gee. Om die Here te dien is nie 'n swaarmoedige en 'n swartgallige saak nie. Dis die vreugde en die blydskap om te weet ek verteenwoordig die ewige koning hier op aarde, deur my lewe, deur my wandel en deur my dade. Ek wil vanmôre by jou pleit, dat jy ander sal oproep om saam met jou die Here te dien. As jy ander broers en susters in sonde sien, om hulle nie te los daarin nie, maar hulle op te roep en te sê, kom ons dien die Here. Kom ons kom voor sy aangesig met gejubel. Kom ons erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, ons is die skape van sy weide. Ons is klaar, glo dit of nie. Ek is vanmôre vroegtydig klaar, so ek gaan nou nie iets terugbetaal vir die kerkraad nie, maar die gedagte is maar net, die boodskap is gebring, die waarheid is oorgedra, kom ons vat gou saam, dan kom ons by 'n vers uit, wat ek wil hê u moet memoriseer en in hierdie week saam met u dra.
Ons het gekyk na die gedagte van ware berou en belydenis, ja, wegdraai van sondes wat God in ons werk. Ons het gesien Dawid se sonde, God se karakter was die basis vir Dawid se gebed en smeking om vergifnis. Dawid het besef en geweet hy verdien niks nie. Sy uitroep verlang en begeerte was na totale vergifnis. Sy sonde was primêr teen God gepleeg. Hy erken sy morele onvermoë om self weg te draai van sy sonde. Hy bid vir liggaamlike en geestelike herstel. En hy bid dat die Here weer aan hom sy vrede en sy vreugde sal gee. Vanmôre se gedagtes was, hy pleit dat God sy gees nie van hom sal wegneem nie. Hy het die plegtige belofte gemaak aan die Here om 'n getuie vir hom te wees. Hy bid vir 'n opregte en sensitiewe hart, dat hy nie skynheilig sal wees in sy aanbidding nie. En vriende, dat die Here geestelike herstel en voorspoed vir die volk Israel sal gee. Die vers wat ek wil hê jy moet memoriseer, wat vir my hierdie Psalm 51 mooi opsom, is die woorde van Johannes in 1 Johannes 2 vers 1. Hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. U sien die seer waardeur Dawid gegaan het toe hy in sonde geval het. U weet die seer wat sonde in u lewe bring. My kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Nag vriende, is vir my wonderlik om te weet dat die Here ook vir ons die B-gedeelte gee. En as iemand gesondig het, ons te voorspraak by die Vader Jesus Christus, die regverdige. Ek wil net iets regkry met hierdie boodskap vanmôre. Net een doel bereik. As ek die teiken vanmôre kan tref, sal ek bly wees. Moenie in tye van sonde weghardloop van die Here nie. Hardloop na hom toe. Daar is vergifnis, daar is reiniging deur die bloed van die lam. Moenie jou sonde probeer wegsteek nie. Bely dit en beleef die vryheid en die vreugde van vergifnis wat die Here gee. Dis wanneer jy met jou eie sonde besig raak, dat die vyand jou al hoe dieper in hierdie maalkolk en in hierdie gat van boosheid laat wegsink. Een sonde word 'n volgende ene en later roep jy in wanhoop uit. Here, Here, waar jy nou? Daarom vra ek jou, moenie sondig nie. Maar as jy gesondig het, daar is 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Luister, hy het jou nie lief op grond van al jou goeie werke nie. Hy het nie in die tonnel van tyd afgekyk en gesê, hierdie Gerard Bekes, hy gaan enige dominee word, miskien moet ek hom kies vir my koninkryk nie. Hy het my gekies omdat hy sy liefde oor my wil uitstort, sy liefde aan my bekend wil maak, en nou sê hy vir my, my kind moenie sondig nie, want sonde bring hartseer. Maar as jy gesondig het, ek is nog steeds hier. Die bloed van Christus reinig nog steeds gedurig van alle sondes. Die poort van genade staan nog steeds oop. Moenie van my wegvlug nie, maar vlug na my, want daar is by my vergifnis te verkry. Vriende, kom ons bid saam en ons vra die Here om hierdie waarheid in ons harte lewend te hou. Vader, ons dankie vir Psalm 51. Dis altyd moeilik om die dieptes van hierdie waarhede oor te dra aan u mense, maar dankie vir die Gees wat dit wat ek nie eens gesê het nie, in hulle harte bekend maak, net deur die lees en verstaan van die woord, en dankie dat hierdie eenvoudige paar gedagtes, Here, vir hulle die Psalm beter verklaar en beter verstaanbaar maak, en bo alles, Here, dat u Gees ons trek, met koorde van liefde om vir ons te leer wie u is, en hoe ons van ons sondes kan vrykom. Vader, ek bid dat u vir ons sal leer om in opregtheid te wandel. Geef vir ons sensitiewe harte. Geef vir ons 'n opregte wandel met u. En leer ons, Heer, u reg te weë. Wys u die regte pad vir ons aan. Maak ons hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil u ons in u waarheid lei? Lei asseblief ons dwaalende gedagtes. En ons bid dit in u naam en ons bid dit met soveel dankseggings. Amen.